Shalom almal en welkom by LJC. Ons almal het al gehoor hoe mense hulle lewe oorgegee het aan ons Vader. Party by hulle huise, party op 'n plek, baie harde musiek gespeel het oor Christelike goed en party in 'n kerk. Daar is so baie verskillende stories en almal is uniek. My storie het begin in my kamer by 'n fliek. Die fliek se naam was Fight Like Potatoes deur Oom Angus. Terwyl ek die movie het gekyk het ek gesien dat Oom Angus ook kwaad geraak het vir die kleinste dingetjies en ek het besef dat ek ook so is. Ek onthou ek kwaad geraak het vir die kleinste dingetjies. Nes wat Oom Angus kwaad geraak het ek kwaad geraak. My skoenveters moet perfek gewees het, anders het ek kwaad geraak daaroor. En ek het ook onthou gesien het van dat my lewe en my ma se lewe weer oorgespeel het. Ek kon gesien het hoe my lewe in haar oë was. Aan die manier hoe sy optree het ek gesien, maar dis ook hoe ek opgetree het. As ek gesien het hoe my boetie opgetree het, het ek gesê, "Haai, maar dis ook hoe ek optree." En oor mense wat anderste was as wat ek weer glo en hoe ek is, het ek gesien, okay, my lewe speel ook in hulle lewe. Ons elkeen se lewe speel in ons eie iemand anders se oë. En dis hoe ons kan sien, maar as ek dit doen, nou kan ek sien hoe daai meisie praat, ek wil nie meer so praat nie. Of ek sien wie jy aantrek, ek wil nie soos jy aantrek nie. Ek het gesien hoe ek is. En my ma is 'n baie ordentlike persoon en ek het gesien, maar sy is ordentlik, ek wil begin ordentlik wees en dit is hoekom sy my grootste rolmodel is. En soos wat ek gesê het, soos wat my ma my grootste rolmodel in my hele lewe is, het ek ook met haar gepraat oor die fliek en gesê, hoe wonderlik is ons Vader om vir ons nie dit te wys nie. En ek het toe na my Vader toe gegaan en vir hom gesê, Vader, ek sien hoe u werk en ek weet nie wat al die beteken nie. Ek weet nie hoekom is ek ooit op die aarde nie. Want daai tyd was my lewe baie de mekaar. En dit is ek so 12 maande terug. So 12 maande terug was my lewe baie de mekaar. Okay? En ek het nie verstaan wat is my doel nie. Wat ek wel geweet het is, ek was moeg. Ek was moeg om te sukkel alleen deur die wêreld te stap. Ek was moeg om te voel, ek is nie lief. Ek het nie lief nie, niemand is lief vir my nie. Ja, my ma, my pa en my broer was daar, maar dit het nie gevoel, ek het 'n spesifieke liefde gevoel wat niemand op aarde vir my kan gee nie. As jy dit gaan soek by 'n man, dis nie die liefde wat jy by hom gaan kry nie. Jy moet jou liefde by jou Vader kry en ek het my lewe oorgegee. Julle, en dis die beste gevoel ooit. Dit was 'n koue dag. Dit was warm in my kamer. My kamer is die koudste kamer in die hele huis en dit was 'n warm vertrek. Ek het liefde gevoel waar ek nog nooit so lief gevoel het nie. Ek het bly gevoel waar ek hartseer was en de mekaar was. Niemand kan regtig daai storie dit verduidelik hoe dit gevoel het nie. Daai warmte, die liefde, hoe dit voel nie. En goed, maar een wat ek vir julle wel kan sê, is ons Vader is by ons. En soos wat hy by sy disippels was, so is hy by ons. Sy Heilige Gees is deur ons en hy werk met ons. Nou, soos wat jy sien, daai persoon sukkel om iets te doen. Maak nie saak wat nie, hy sukkel met iets en jy is goed daarmee. En jy wil hê, daai persoon moet jou vra vir hulp. Jy gaan nie net uit jou eie uit en gaan help hom nie. So wil ons Vader ook hê, jy, dis nou daai persoon, jy moet hom gaan vra vir hulp. En sê, Vader, ek sukkel. Ek weet nie hoe om mee te lewe nie. Sê dit vir hom, hy sal verstaan. Jesus het op die aarde kan loop en hy was ook aangeval deur die duiwel. Hy was ook bang, hy was ook kwaad. Hy verstaan hoe jy voel. Dis nie 'n God wat nie weet hoe jy voel nie. Hy weet hoe jy voel. Ons is 'n beeld van hom.
Ons het sy emosies, sy persoonlikheid en dis hoe hy weet hoe jy voel op die oomblik. Ek weet nie waar jy is nie en waar jy gaan nie. En dis hoe hy voel. Hy weet jy voel, sorry. En dis ook hoekom hy wil hê jy moet hom vra vir hulp. Baie dankie dat julle tot op die einde gekyk het. Ek bid en ek glo dat ons Vader met julle sal werk. Dat julle na hom toe gaan. Dat julle lewe kan oorgee aan hom. En nie aangaan in hierdie wêreld wat buitekant so siek is en so vuil is nie. En dat julle kan besef dat dit die beste ding is om te doen. Dit is nie maklik nie. Jammer, ek hou 'n bietjie. Dit is nie maklik om 'n Christen te wees in hierdie wêreld nie. Mense gaan jou sleg sê, kyk, ons Vader wat so uniek is en hy is volmaak, was gekruisig net omdat hy die evangelie verkondig het volgens God. Hierdie wêreld is nie perfek nie en dit is gevaarlik daar buite. Dis hoekom ek sê, wees veilig en laat ons Vader by julle wees. Maar dat julle hom kan volg en by hom sal wees vir julle. En dankie vir alles wat julle doen in hierdie wêreld. En as julle gekyk het na hierdie video en ons Vader het julle aangeraak, is ek so dankbaar. En ek wil net vra dat julle like en subscribe. Dit boost hierdie video dat het uitgaan na meer mense om saam met ons te sit om Vader se wonderlike tafel en fees te kan vier.